persoon die vanavond 21 ste verjaarsdag gevier word. Maar nie net alleenlik dank ons, is ons bly vir haar nie, ons dank die Here. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Dankie meester Here vir 'n wonderlike voorreg soos die Vader Here, waar ons 'n jonge dame vanaand kan aan U kom afsien, Here, waar sy 21 kom word, Here. Here, dankie Here dat U uitgespaar weer van kleintjie tot nou toe, meester Here. Dis 'n voorreg, Here, om vanaand by U te kan kom begin, Vader Here. Here, vanaand is die gebed van my hart, Here, dat U sal kom intree in dames se lewe, Here, dat U kom lei het, Vader Here. Dankie, Vader Here, dat U die God is, Here, wat kom skep het, Vader Here, en dat U kom vorm het, meester Here. Here, vanaand is die gebed, Here, dat U vir ons sal kom sien, Vader Here. Dankie, Here, vir elke persoon wat kon opkom, Here, na die aand toe, Here. Here, die gebed is, Here, dat U die aand sal sien, Here, en dat U teenwoordig sal wees, Here. Kom sien alle etes wat sal bedien word, Here, in die naam van Jesus, Here. Here, skei U nooit van ons, Here. Bly hier teenwoordig, Here. As ek dit vra, Here, verdien ons dit, Here. Maar ek kom bid dit enkel en alleen in genade met baie, baie danksegging. Amen. Niemand kan zonder vergeven. Niemand net Jesus alleen. Is daar nog iemand dat dames? Ons gaan nou op hierdie geleentheid praat vir die jong mense. Ek dink dit is die VGK. To be the praise, joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. Oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. My life is in your hands. My life is in your hands. Maar ek voel nou vanaand om iets te sê. Wat is die doel van 'n viering van 'n verjaarsdag? Ek reken, as ek nou so terugdink in my ongeredde dae, dan was die doel van 'n viering van 'n verjaarsdag maar net om bly te wees. Nie waar nie? En om dan nou net die vriende bymekaar te kry en om 'n verjaarsdagpartytjie te hou.
Maar weet u wat het ek geleer nadat die Here my siel gered? Om 'n verjaarsdagpartytjie te vier is om vir die Here dankie te sê vir nog 'n jaar. Ja, sonder die Here sou ek dit nie gemaak het nie. Dit sou ook onmoontlik gewees het om 'n verjaarsdagpartytjie te vier as die Here my nie gespaar het nie. Maar dan is daar nog 'n deel van die doel van 'n verjaarsdagviering in die Here. Ek praat van 'n kind van die Here. Die ander doel is dat die Here my nog 'n jaar sal dra. Nie waar nie. Is maar net die Here wat my van hier tot daar kan neem. Hy het my gebring van daar tot hier. En is net hy wat my van hier tot daar kan neem. Nie waar nie. En daarom wil ek vanaand 'n woordjie gee. Ek is seker vanaand, miskien is hier vanaand iemand wat nog nie die Here Jesus Christus ken. Weet u, as u nog nie die Here Jesus Christus ken nie, as u verlosser en saligmaker nie, dan is u baie sleg af. U is baie sleg. 'n kind van die Here vanaand is baie beter af. Hy is eintlik die beste af. Waarom sê ons so? As u nog ongered is vanaand, dan het iemand net daardie op verjaarsdaggie wat u kan vier. En dan is dit verby, dan is dit klaar. Maar as u nou waarlik gered is, 'n kind van die Here, hy het 2 verjaarsdae. Hy kan sy verjaarsdag vier wat hy gebore was die dag. Kom ons sê die 3 Januarie 1910 of wat ook al die datum mag wees. Hy vier daardie verjaarsdag. As hy nog 'n verjaarsdag wat hy vier. Daai dag het die Here sy kosbare siel gered. Want daai dag, wat het gebeur? Hy het uit die dode lewendig geword. Nie waar nie. Die kind van die Here lewe nou. En daar is 'n wonderlike gedagte wat ek tot u hart wil bring vanaand. Die rede waarom 'n kind van die Here, ons sê mos, ons gaan hemel toe, nie waar nie. Dis almal se begeerte. Ongered en gered, almal het die begeerte om hemel toe te gaan. Maar luister vanaand, daar is net diegene wat teleurgestel gaan word en dit is hulle wat nie gered is nie. Nou die kind van die Here is nie gered om hemel toe te gaan nie. Weet u hoekom? Nee, die kind van die Here gaan hemel toe omdat hy gered is. Niks anders nie, ons word nie gered om hemel toe te gaan nie, geliefdes. Ons is gered. En as gevolg van ons redding gaan ons hemel toe. Ja, prys sy naam. En as u vanaand nog nie die Here Jesus Christus ken as verlosser en saligmaker nie, onthou daar is 'n woordjie wat u moet naspeur in Johannes hoofstuk 3 in vers 3 en vers 5. Speur dit na. As baie mense wat onkundig is in verband met wedergeboorte, hulle weet nie wat dit is nie, hulle weet nie hoe vind dit plaas nie. Nou wedergeboorte is 'n werk wat die Heilige Gees doen. Is niks wat ek kan doen nie. Al wat ek moet doen is, as ek gered wil wees, moet ek my bekeer tot God. Dan moet ek ook met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand en met al my kragte. En dan neem die Heilige Gees oor en hy doen die werk. En hy bring wedergeboorte in my lewe soos geen mens of dokter of enige persoon kan bring nie. Die Here alleen kan daardie werk doen. Daarom, ons moenie sê ons is gered as ons nie gered is nie. Ons moet gered wees as ons wil hemel toe gaan. Prys sy naam. Onthou die woorde wat ek gesê het, ons word nie gered om hemel toe te gaan nie. Ons gaan hemel toe omdat ons gered is. En mag die Here u vanaand help, soos u luister na die woord van die Here, as ons broer Albert volgende op die beurt sal wees. Nou, geachte vriendinnen, al ons broers en zusters, wil ik vanavond voor u groet in de naam van de Heer. Ik is vanavond blij en dankbaar voor die gelegenheid, ook aan die familie wat mij gegeven om vanavond hier een kort schriftlezing te doen. En ik geloof dat dat wat vanavond hier uitgaan, voor elkeen van u een lering, een stichting, een opbouwing gaan wees op die pad van die Heer. Kom ons lees saam uit die woord van die Heer. Ons lees saam uit die woord van die Heer in enkel versie. Hier in Prediker 12 wil ek net vir u die eerste versie voorhou. Prediker hoofstuk 12 vanaf vers 1.
En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige daar kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Dit is vanaand die gedagte wat ek vanaand aan hierdie meisiekind wil gee. Nou ja, mag die Here vanaand sy geleesde woord seën. Kom ons sluit ons oë in aanbidding voor die Here. En ons vra die seën van die Here op die woord van die Here. Hemelse Vader, ons kom na U in die naam van Jesus. Ons sê vir U baie dankie dat U ons gebewaar het, dat U ons op hierdie instemming gebring het, Here, waar dat die woord van U vanaand bedien moet word. En ek wil vanaand bid en vra, Here, om my as U diensknegt weg te trek agter die oude kruis. U vanaand U woord in ons midde seën. En ek wil vanaand by U vra, Here, om ons ontvanklike harte te gee, om in te neem dit wat vanaand deur U woord aan ons gespreek gaan word. Seën dit nou, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Nou, geliefdes in die Here, ons is vanaand hier by 21ste verjaarsdag by 'n persoon se partytjie waar die Here vir haar die geleentheid gegee het om hierdie mylpaal in haar lewe te bereik. Weet, wanneer 'n mens so wegkyk en rondom jou kyk, dan sien jy daar is vandag baie kinders, baie jong mense wat nie 21 behaal nie, omdat die dood vroeg by hom of haar lewe omgekom het. En daarom is het vanaand vir ons 'n voorreg om vanaand saam met haar bly te wees, omdat die Here vir haar 21 jaar saam met haar ouers uitgespaar het. En ons wil vanaand ook vir haar geluk wens. Ons wil vanaand vir haar geluk wens en vir haar alle seën toewens op die pad voorkant toe. Dat sy gelukkig sal wees en dat sy voorspoedig gaan wees die dae wat die Here nog aan haar sal gee. En vanaand sê die woord van die Here vir ons hier, en ek wil vanaand vir haar hiermee bemoedig, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Jy weet, 'n mens is nie maar net daar omdat jy daar is nie. 'n Mens word gebore deur Christus Jesus. Word jy geskape, en wanneer jy opgroei, dan groei jy onder die genade van die Here Jesus Christus op. En die Here is die persoon wat ons as die mens laat leef, laat vrolik voel elke dag, gesond laat voel, en daardeur leef ons as die mens voort. En vanaand sien ek dat die jong mense is musiek nou maar op die soort stelsel dat as 'n mens 21 word, dan sê jy vir jouself maar, jy is ook nou al groot. Jy word ook jong. Jy word groot. Ek het baie kere gehoor dat sommige kinders sê vir hulle ouers dat mama moenie nou meer vir my besluit nie. Ek wil nou vir myself besluit. Mama moenie nou meer vir my voorpraat nie. Ek wil nou self voorpraat. Sien jy? En omdat dit by hierdie jong mens begin posvat in hom of haar lewe, wil ek vanaand
vir haar vanaand bemoedig. Die Bybel sê vir my, waar nie sal die jongeling sy pad suiwer hou. Hy sê dis alleenlik deur dit te hou deur die woord van die Here. En dit is so baie belangrik vir 'n mens dat jy moet Christus in jou lewe hê. Want sonder die Here is alles te vergeefs. Maar ek wil hier na die jong mense toe kom. Soos ek gesê het dat daar kom tye in 'n jong mens se lewe wanneer hy 21 word, dan voel die persoon, hy wil vir homself besluit. Hy wil sy eie pad nou begin loop. Hy wil sy eie gedagtes volg. Ja, dis goed om dit te doen. Maar ek wil nie vanaand sê dat as jy dit sonder die Here doen, dan kan jou toekoms 'n mislukking wees. Weet 'n mens, ek sê dit altyd, dat 'n mens se jong lewe is die beste tyd van jou leeftyd. Jou jong lewe. Want jy kan alles geniet. Wanneer 'n mens nou groot word en jy begin 'n huis opsit, dan sien jy maar, jy kan nie bereik wat 'n jong mens bereik nie. Maar wanneer jy jong is, kan jy baie dinge vir jou besluit. En jy weet, daarom wil ek vir haar vanaand bemoedig. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jongheid. Want as jy besluite moet neem, glo ek so dat as jy die Here vertrou, en as jy by die Here vra, dan gee die Here vir jou as die mens altyd die beste. Daarom wil ek u vanaand bemoedig. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jongheid. Weet, wanneer 'n mens 21 word, dan kom daar baie gedagtes by 'n jong mens op. Ek weet nie of u sal met my saamstem nie, maar baie gedagtes kom by 'n mens op. Daar is baie aanloklikheid in hierdie wêreld ook, wat die jong mense trek, wat 'n jong mens soek, wat 'n jong mens begeer. Daar is baie aanloklikheid, maar ek wil u vanaand sê dat wanneer 'n mens die Here in jou lewe het, dan is jy as persoon die veiligste. Ek lees in die woord van die Here van 2 jong manne wat moes besluite neem. 2 jong manne wat moes besluite neem. En ek sien dat die een is hier in die woord van die Here in Lukas 15 vanaf die 11de versie. Sien ek hier dat 'n jong seun kom na sy vader toe. En hy vra vir sy vader dit wat aan hom behoort, wil hy hê. Dit wat syne is, wil hy graag hê. Want hy wil 'n bietjie hier in die stad in beweeg. Hy wil 'n bietjie rondkyk. Want as jy so jong is in die lewe, dan kom maar mos baie gedagtes by jou as die mens op. En ek sien in die woord van die Here dat hierdie jong man het sy vader vir hom gesê, my seun, hier is alles wat jy wil hê. Dit behoort aan jou. Dit behoort aan jou. En die Bybel sê vir my dat hierdie jong man het dit gevat, dit wat sy vader vir hom gegee het. Die Bybel sê dat hy weggegaan. Hy het sy lewe verkwis. Hy het sy lewe deurgebring met sy maters. En die pad wat hy gekies het, vind ek uit dat dit 'n verkeerde weg was. Want die Bybel sê vir my dat toe hierdie jong seun vir hom ontwaak, toe sien hy maar
Hy het alles verloor. Hy het alles verloor, dit wat sy vader vir hom gegee het. En ten einde se laas, sê die woord van die Here vir ons, moes hy hom by een van die varkboere gaan verhuur, om vir hom 'n inkomste te verdien. So as die lewe, wanneer 'n mens nie seker maak waar jy heen beweeg nie, so kan die lewe van die mens, van 'n mens, vir jou te gronde bring, hierdat jy as persoon nie die regte besluit kan neem nie. En ek wil vanaand vir ons jong mense sê dat ons in hierdie tyd, in jou jong lewe tyd, wanneer jy jou toekoms moet bepaal, wanneer jy moet besluit wat jy eendag gaan wil wees, wat jy eendag graag wil wees, wat jy eendag vir jou wil self doen, wat jy eendag begeer, en dis hier in jou jong lewe, wanneer jy regte besluite moet neem. En ek wil u vanaand vriendelik vra, wat u ook al vanaand besluit in u hart, dit maak nie saak wat 'n jong mens dit is nie, maar wat u ook al vanaand in u hart besluit, dat dit 'n regte besluit wees, dat dit 'n goeie besluit wees, sodat jy gelukkig in die toekoms kon wees. Wie daar is jong met kinders, wat in baie probleme beland, wat in baie moeilikheid beland, deurdat die persoon nie 'n regte besluit geneem het nie. Ek wil u vanaand sê, neem 'n regte besluit. Neem 'n regte besluit, jong mense, want dit sal eendag, prys die Here, sal jy die vrugte daarvan pluk, as jy in jou jongstyd 'n goeie besluit geneem het. En dan sien ek aan die woord van die Here, hier in die woord van die Here sien ek aan Daniël, sien ek dat hier was ook weer 'n jong man, naamlik Daniël, wat ook 'n besluit moet neem. En die Bybel sê vir my, hier in die woord van die Here, ek wil vir u net hierdie gedagte voorhou. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Hierdie jong man, lees ek in die woord van die Here, moes ook 'n besluit neem. Wil hy aan die plesierigheid van die koning deelneem, of wil hy vir hom daarvan onttrek? Jy weet wanneer 'n mens so jong word, of wanneer jy so 21 word, dan kom maar baie versoekings na jou toe. Daar kom baie versoekings na jou toe. Daar is baie aanloklikheid in die wêreld wat na jou toe kom. Maar ek wil vir jou sê vanaand, neem hierdie wyse besluit wat Daniël geneem het, om hom nie te verselwe met die spys en die drank wat die koning voorgesit het nie. Die Bybel sê vir my dat hy hom daarvan onttrek. Hy het vergunning gevra. En die Bybel sê vir my dat die Here het vir Daniël geseën. Omdat hy vir hom onttrek het, omdat hy nie saam met die koning was nie, omdat hy in sy hart gevoel het, maar hierdie dinge wil hy nie meer saamgaan nie, maar hy het hom daarvan onttrek. En vanaand wil ek aan al ons jong mense net hierdie kort gedagte agterlaat.
Ons dochter wat 21 geword het, onttrek jou van die wereldse begeerlikheid. Onttrek jou van die wereldse begeerlikheid. Hierdie aanloklikheid wat vir 'n mens soms net so mooi lyk, soms net vir jou so lekker lyk. Onttrek jou daarvan. Jy wil hê, as jy wil begeer, dat die Here jou moet sien. As 'n mens wil begeer dat jou toekoms gelukkig moet wees, dan moet jy die besluit neem wat Daniel geneem het. Mag die Here vanaand sy geleesde woord in ons harte seën. Amen. Baie dankie. Dis net seker weet, Naomi weet, sy het besluit moes geneem het om skool toe te gaan. Maar nou dat sy haar skoolloopbaan so te sê afgelê het, is daar nog 'n besluit wat sy moet neem. Sy moet nou besluit watter rigting sy sal ingaan. So daar's baie besluite wat 'n jong mens moet neem. Ek glo nog die belangrikste hiervan is die Here. Die Here moet in ons lewe wees. Hy moet ons besluite oorheers. As ek 'n besluit wil neem, ek het 'n begeerte in die hart, moet ek eers die Here nader. Ek moet vir hom vra. Ek en my broer praat net vroeër vanaand oor die feit dat dinge kan misluk as die Here nie in ons planne is nie. Mag die Here ons help. Selfs ons en Naomi, dat sy sal die Here in al haar besluite die eerste sal stel. Wanneer die Here nee sê, dat dit sal nee wees. As die Here sê ja, dat dit sal ja bly. Nou, ons gaan verder. Ja, ek sien, dit moet nou eintlik die toespraak wees, Pieter de Water. Hy moet nou eintlik toespraak omdeel. Goeienaand, dames en heren, jong mensen. Mijn vanaand een voorrecht. Mijn zuster is 21ste verjaardag. Dan net amper skeef geloop, maar geloof. Amen. Ik geloof dat, ik geloof. Ik wil bij begin, vanochtend 2 uur, toen sta ik aan Bloemfontein. Ik sta naast zo. Toen beginnen raak dingen nou rond. Maar voor relings werk je uit die in. Ik zit er dan kaas. Ik denk op wat ik kalm. Daar is een uitweg. Ik bel niemand. Ik heb niet één van die mensen die weer gaan bellen. Dat ze echt aan huis toe komen. Ik heb net alles rustig gevat. Maar toen ik kom stop voor het hier. Toen weet hulle niet wat hulle getrek het. Want toen vallen hulle rond, want dat is wat voer en dingen wat moet aangereden worden en al die 20 dingen. Maar ik zal niet houden. Ik blij niet. Ik is niet vanavond blij om hier te kan wees. Ik wil net weer eens zo'n kort toestandsskets van Oomie se lewenswyse gee. Oomie was omtrent so groot soos Megan. Toe gaan sy nog nie skool toe bly my ouma agter die aan die bouvierkamer. Elke oggend as ek aan my suster skool toe gegaan het, Oomie toe op prem gehad. As skool toe so Oomie af Noordstraat af. Hoe is Oomie na my ouma se huis toe. So daar onder kom, sit ek vir Oomie by my ouma en sê Oomie, sê Oomie, ek gaan na skool toe. Ek kom Oomie van my skool. Maar de school toe komt terug, blijf bij mijn oma vanmiddag 4 uur, 5 uur. Gaan ons weer op, dan nog op Oomie huis toe. En zo die routine nog aangegaan en Oomie is groot geraakt, het is school toe gegaan. De laarschool klaargemaakt bij Panorama, dus hoerschool toe. Toen zijn we de hoerschool kwam, dus ik meer daar. Toen weet ik Oomie nog niet van toe, want zijn Boeta is niet. Voor je huis is en Boeta blijft op het pad. Dat nou niet. Dit is nou als gevolg van werkomstandighede. Matriek, ik denk dat is een matriek. Dat is zeker voor de eerste keer wat ik van Oomie zeker hoor. Ik schrik ook maar toen hoor Oomie is nou matriek. Ik blijf op het pad en ik blijf ontplooien. En toen was ik ook in die gelukkige positie. Toen ik weer bij huis kom, toen is het matriek afscheid. Toen valt Oomie weer hoor. Daar zie je vervoer, daar zie je kar en hierdie kant toe en haar kant toe. Toen leek het amper zo alsof ik gestuurd is in huis toe gaan. In huis toe gaan. Dan kan boer als ik iets zeg met jong in huis toe gaan. Ik ga net huis toe gaan. Kom maar ga bij huis.
te horen, nee, maar matriek afschiet. Enkel als het woensdag aan. Ik zeg maar, ik is niet voorbereid niet, maar super cool. Ik zeg maar, ook in de karre gaan we niet. Alle maak recht. Kom in die kar, wat doen nog iemand. En die afgelden. Kom maar onder een verder. Kan je elkaar, niet meer zien natuurlijk als je kunnen ze het hokken aan naar de toe en zo. Ja, wat ik breng niet. Kom maar aan. Ik heb nog wat trekzoek aangehad. Ik heb die nog mee voorbereid. Om je ordentelijk aan te trekken. Ik heb zoeken in die zalen. Die gaan ook weer aan die haast nog achter die haast. Oh, nou meisjes, ik kan niet aan gaan eten. Dan gaat het niet in. Jong meisje, ik ga niet in. Anders, ik kan eens het foto's gaan doen. Ik heb ook een camera. Ik heb zo'n zelf aan. Fotograaf. Later kom ik weer gewoon. Ik heb alweer later kom op jou. En zo dingen aangegaan. Om niet klaargemaakt met matriek. Zo'n generatie ongeduldig. Ze heeft aanzoeken gerast, ze heeft gewerkt, ze heeft aanzoeken doen naar het vloer, nachtmacht, al die snaatse blikken. Toen laatste doen ze aanzoeken, want ik werd verzekerd, want ik kan niet aan. Dat is goed. Want ik doe garant. Kom ik nou zo met voetstappen gevolgd. Tot nu op die laatste. Die is nog steeds bereid. Maar als je aan het einde van die donkerpool is daar een licht. En licht is klein. Nou laat je alle breiter en breiter en breiter en breiter. Tot de morgen, als je niet gelukkige boesie, dan kan je niet op die kring mee. Kan je misschien allerlei geduld en gewacht als je niet te wees bent. Dat is maar net mijn kort boodschapje. Je gaat nog niet op me kennen. Pieter, dank u voor die toespraak. Ik nou wel zo'n beetje aangeroerd oor die moeite wat ze gedoen het vir die werk wat ze gesoek het. Maar het het vir my gelyk asof sy baie ernstig was. Mag die Here haar seën. So, net nou is dit nou ons oomie se pa wat nou iets moet sê. So ons vra vir meneer Jafte de Water om naar voren te komen. Mijn geliefde vrienden, mijn geliefde vrienden, als vanavond voor mij een goede opvoeding kan stellen. Je weet, ik is groot, ik is Amerikaan. Ik ben een dokter, nou die jaren gaan bereiken. Maar de Heer is hem gezeend op die ogenblik. Nou zeg ik de Heer, wij dankbaar. Ik ben wij dankbaar voor de Heer. En die met mijn familie op iemand met samen heeft gestaan. Maar je wordt vriend van een jaar lang. Maar ik kan het vanavond zeggen. Dank de Heer. Als je hier kunt doen wat je dat nou. Ik waard die. En ik waardeer die film, ik ben rond het anders staan. En ik zeg nou dank je. Heer, als het niet die jongen geweest is,
Sal met gebeur. En nog iets sê. Ek het 'n seun en 'n dogter. En 2 dogters. Dat is goed voor mij. Dat wil ik niet willen. Maar als je hier wat een beetje te water. Wat je kunt op. Nou, wie doen we het nou weer opgepakt? Die jongen toe. Maar dat zeg ik dank je. Ik kan niet bij je praten. Dank je. En dat is als een jongen toe. Ik wil waarderen. Wat? Alles zee bij een keer. De water is zwak. Zwak. Ja. Zwak. Dan zeg ik de water. Ik heb allemaal de vriend, maar ik heb niemand te vertellen. Ik heb allemaal de vriend, maar ik heb niemand te vertellen. Ik heb alleen maar die biegie. Die punkie koos, ik heb allemaal voor die toe. Ik heb school gegeven. En wat vanavond gebeurt, weet ik hoe dat zei. Ik is zo blij, die heren is goed doen, wie is die echt niet? Die heren wat ik niet krijg. En dan kan jullie mensen kunnen doen mij. Naan. En die moet balen. Wees maak. En die moet balen. Wees maak. Als je ziet. Soms de lieve af. De lieve. En aanvoelen voor de avond aanvoelen zo gelukkig. Die dacht er om mij. Ik geef niet voor niemand weg. Dit is en heren, heren. Heren zijn heren. Baie dankie. Baie dankie. Dankie vir die praat. Ons sê dankie vir meneer Jacques de Water en oomie se pa vir daardie opmerkelijke woorde. Dit is waar dat die Here het vir haar gespaar, die Here het vir haar gesorg, die Here het haar geseën. En nou is die 2 ouers is ook geseën om so 'n dogter te hê. Weet u, dat daar is baie jong meisies wat hulle jong meisieskap, soos hulle sê, verloor het. Nog voor hulle 21 geraak het. Dan is daar die jong meisies se jong lewe verwoes. En dat haar ouers trots kan wees op haar. Dat sy selfs 21 jarige ouderdom bereik het. En 'n mooi en 'n skoon lewe. En dit is ons wens, dat die Here haar sal verder ook help en dat sy sal begeerig wees om haar jong lewe nie net mooi en skoon te hou nie, maar ook vir die Here beskikbaar te stel. En die Here daardeur te verheerlik kan. Ons gee vir haar 'n hande klap. Baie dankie. Ons gaan nou die volgende vraag, ons De kunst. Omdat deze de 1920. Het is de 1920. Maar mama wil niet denken omdat die 21 is. Die is zo groot nu. Als mama met je praat, dat die niet meer wil denken. Dat je zegt, baie dankie. Voor je mooi leven heb ik je opgepast. Dus maar je baie groot voor je. Baie geluk naar ons. En ik wil voor jou op Psalm 37. Psalm 27 geven. Laat jou weg. Vanaf hier zegt, laat jou weg aan die Here oor. En hy sal al die begeerte wat in jou hart is, sal die Here doen. Ek is nie gered om hemel toe te gaan
kan nie. Ek gaan hemel toe omdat ek gered is. Nou weet jy, die volgende geheim wil ek tot u vertel van 'n kind van die Here. Die kinders van die Here, wanneer hulle ouers in oënskou neem, laat ek nie vanaand sê, dan is hulle nog altyd 'n kind. Wie sit vanaand seker ouers, jong mense wat 50 jaar, 45 jaar oud is. Maar hulle is nog altyd 'n kind van hulle ma en hulle pa. Niks het verander nie. Wens ons vir Naomi toe, dat sy haar ouers sal waardeer en onderdanig sal wees al raak sy ook gereis in haar ouers. Wie weet miskien op 'n ander plek, maar wanneer sy by haar ouers sal kom, dat sy hulle onderdanig sal wees. Mag die Here haar ryklik seën. Ja, ons volgende. Ekskuus. Kan ik nog niet die pink? Dan net zo'n 5 minuten nog iets. Je weet, de Heer is goed voor ons allemaal. Zit bij jonge mensen. Alle hoort het. Hij mij deer gedroom. Ik ben als ik niet kom verdroom. Kom jong mensen. Hij mij deer gedroom. Hij mij deer gedroom. Hier is ons van die Heer. Jij aan mij gedroom. Hij mij deer gedroom. Hij mij deer gedroom. Ik was bijna als ik niet op hom verdoem. Goed, volgende keer als ik er weer een ceremonie mee dan gaan we weer beter varen. Stap lekker. Gaat weer wakker. Apa lekker. Ja, het is wakker. Hey. Ik ben de schoolloopbaan op dat ik nog een pizza met ik kan niet verstoren. Ik kan wel een dankje zeggen dat er altijd daar was voor mij. Ik ben zo nodig altijd. Dan ik mijn ma en mijn pa. Dank je, want jullie alle hele part meegaan met die pizza met die kan geven. Maar vanavond willen ze ik waardeer de rest. Amen. Alleen het is soms zo en ik is trots op jullie als ouders. Baie dank voor alles dat we gaan doen. Want we land willen zeggen lief jullie. Dan wil ik allemaal die toon. Dank je, jullie. Dank je voor jullie vrienden, jullie wat ik heb. Dat alles ook nog jullie gebeden. En dank dat jullie speciale dag samen mee kunnen vieren. Ja. Ons wil, kan ons gestalte kry? Dankie. Oké. Ons wil op na ons 21ste verjaarsdag wil ons net huilblok instel. Mense, ons gaan nie dronk raak nie. Dis ons drink op die huil van 'n spesifieke gebeurtenis. En natuurlik is die gebeurtenis na ons 21ste verjaarsdag. So kom ons almal cheer pa op en ons sê ons drink op Naomi op 'n voorspoedige, nog meer, miskien 80 jaar, ons hoop sê maar miskien 100 jaar. Ons drink op 'n goeie voorspoed, 'n goeie loopbaan, en 'n goeie persoonlikheid binne haar lewe. Ons drink op haar, op Naomi. En ek wil hê sodra ons dit klaar gesing het, as Naomi klaar die kersboom gebrand het, dan moet ons vir haar toesing. Happy birthday to you and she's a jolly good fellow. Okay, so ons drink op Naomi. Kom nou. Laat we weer. Jesus en ik moet spelen. Jesus en ik moet spelen. She's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. Hey, vrouw mensen. Jesus en ik moet spelen. Jesus en ik moet spelen. Jesus en ik moet spelen. Right, nog eens een manswoord. And so say all of us. Okay, dit is mans. And so say all of us. And so say all of us. She's a jolly good fellow. And so say all of us.
jolly good fellow. She's a jolly good fellow. And so say all of us. Hip hip hooray! Zonder die jong spandeer maar. En ten eerste, ek het nou 'n bietjie nou verkeerd gepraat. Ten eerste wil ek vir die jong man wat besig is nou om die foto's te neem, wil ek hom baie dankie sê. Jy weet ek het so vir hom gebel het. Hy het nie vir my nee gesê nie. Ek weet jou bel te sê ek, Here, u weet wat hoe nodig het en hy het vir my niks nee gesê nie. Jy weet ek wil hom besonder dankie sê omdat hy ingestem het. Ek wil besonder dankie sê. Baie dankie sê aan Brigitte en Suster Betty. Jy weet hulle het baie hard gewerk. Hulle het inderdaad harder gewerk as ek. Ek wil julle baie dankie sê vir dit wat julle gedoen het. Julle het hard gewerk. Sonder die mooi plante, Brigitte was siek, hy het die stene gelees as julle dit sien. Jy weet dit baie mooi. Ek wil julle sê baie dankie Brigitte. En Suster Betty, ek kan nie vir julle betaal nie. Maar die Here gaan vir julle sien. Wonderlik. Dubbelmate gaan vir julle sien. En baie dankie dat jullie die aantal zo mooi gemaakt hebben. En ik wil voor jullie zeggen, jammer, ja, het is jammer dat het nou zo koud is. En ik wil voor jullie zeggen, alles wat ik hier weet, wil ik zeggen dat jullie het niet genieten. She's 21 today, 21 today. She's got the key at the door, never been 21 before. Her father says she can do as she likes, let's shout hip hip hooray. For she's a jolly good fellow, she's 21 today. Sy dank vir die Here. Hemelse Vader, in hierdie aanslaan ek my oë op na die werke, waar my hulp vanaf kom. Hemelse Vader, ek wil sê vir u dankie vir hierdie dag waar u vir ons ingelei het. Hemelse Vader, kom sê vir u dankie waar dit beplan is, my Hemelse Vader, tot op hierdie aand toe. Hemelse Vader, ek wil sê in hierdie aand, dankie vir oomie se liewe. Hemelse Vader, die feit daar wat ek by haar gewees het, toe sy in die lewe gekom het. En Hemelse Vader, vanaand juig ek in u, dat ek nog daar kan wees, toe sy 21 geword het. Hemelse Vader, vanaand het sy die sleutel tot die lewe gekry. My Hemelse Meester, gaan u val vooruit. O Hemelse Vader, so kom gee ek haar ouers aan u weg vanaand. Hemelse Meester, ek wil sê vir u dankie, dat hulle vanaand een familie is. Hemelse Vader, ek wil sê vir u dankie, vir Pieter wat so ver gewees het, wat u teruggebring het. O Hemelse Vader, ek wil sê vir u dankie, vir elke ene wat hier u moontlik gemaak het. Hemelse Vader, in hierdie aand, ons sê ek vir u dankie, vir Baba wat hierdie blomme so mooi gemaak het. Hemelse Vader, vir haar jeugmaats, en vir Tannie Betty en Vroom Piet, en Hemelse Vader, in hierdie aand kom sê ek vir u dankie, dat u dit alleen aan my gevra dat ek nie gesê het nie, maar dat ek gesê het, ja, ek sal dit doen. En Hemelse Vader, waar ons nou gaan eet, kom seën die sakke, kom vul die sakke en Hemelse Vader, dat ons dit sal geniet in die naam van Jesus. As ek hierdie dinge vra en dan vra ek dit in die naam, die heilige naam van Amen. Amen.
nee. Het is beter dan ons. Is hy klaar geneem met weer? Kyk jy met Lena te leen? Lena? Hy sê, ek doen het nog zo. Kyk jy. Kijk nou. Wil aan my gesit. Ja, man. Sorry? Yung ako may kanan. Tanibet. Tanibet. Als jij een kind op die zak in die varken, waar is die kind? Ik is maar zo mens. Als ik te vol zeg. Waar is die kind? Kijk, ik mag het praten. Mijn zin, je kunt mij. Het is niet een zak voor die is een voorraad en mijn zuster is mijn naam. Het is een voorraad wat ik heb volstaan, maar ik heb nooit volgestaan. Ik heb lief voor jou. In een groene vertrouwen, ik heb vertrouwen. Door pad voor en door, dat is ook lief voor jou. Bij je lief voor jou.
daar 21 is. En dit was nog 'n plesier om vir jou iets te doen. Self elke bly, die blommetjies wat ek ingesteek het was vir jou bedoel. Want dit omdat jy daai meisie is en Naomi is. Dit op plat op die aarde, bly so by kind. Ja. Ek wil net vir Naomi sê, haar hele lewe lê nog voor haar uit, né? En sy moet nou reg van die begin af moet sy haar oë waarheid oopmaak. Want die wêreld soos haar broer gesê het is woes aan buitekant. En as jy hom nie reg betree nie, dan kan jy in die moeilikheid beland. Dit is maar al wat ek vir haar sê. Hulle maak voorspoed toewens vir haar hele lewe wat voor haar uit. Kyk mooi na jou. Volgende jaar sal jy werk gaan en aan die ander goede aan. Dink nie aan jou geloof sal jy die. Ja, vir Anita. Ek meen vir Naomi. Naomi is 'n baie lieflike kind. Ek hou baie van haar. Sy is speciaal. Altyd. Sandra, wat jy van julle nie namens die jeug is dit so groot voorreg om Naomi se 21ste verjaardag aan geluk te wens en vir alles wat mooi is te wens op die padsporen en dat sy net moet bly daar wat sy was en dat sy die Here in oorskouw moet neem en dat sy net aan sy sy moet bly en dat sy op hom vertrou want dat hy is die een wat alle mooi dinge bewaar het en hy is die een wat sal lei as alles met alles wat in haar pad kom en dat sy altyd daar en sy is altyd daar en sy was baie kamer in die begin maar met dit het die Here gebrei en sy het geword die dame wat sy vandag is en my die gebed wat ek vir haar sê op my hart is dat sy voorbeeld wat op alles wat mooi is en dat sy moet hou wat sy het want dit is wat die Here van ons verwag in Afrika waar Small. Naomi, ek het jou 20 baie kan maar jy op jou tafel reg van hier ek hoop jy bly die spesiale kind maar jy sê altyd en nie wat jy hoor as jy nou begin maar jy nie hoor as jy en dan So wonderlike geleentheid het en kan meemaak die 21ste verjaarsdag. Het is goed om te sien dat steeds die meisie is en was. Toen je kleiner was die een beetje stout geweest en een beetje parlementig ook geweest. Stijl wat ons toen moest arm maken ook en pak slaan moest geven. Ja, nogthans die mooi de 21ste verjaarsdag gehaald. Dus dank je dat jij een voorbeeld van andere jonge mensen is. Mag die Heer jou dat jij die voorbeeld zal verder indragen. En zelfs een dag, dat zal aan je kunnen overdragen. Dat is die Heer Jezus.